is nou op pad na een van ons skole toe. Ons werk al met 4 skole. Dis waarvoor ons op hierdie stadium kapasiteit het. 3 van hulle is in Windhoek. Ons program werk so, dit strek eintlik oor 'n jaar en 'n half na 2 jaar afhangende van waar jy stap. So ons het ons interventiefase, dit is 'n groot gedeelte van dit. Dit is 'n stap wat ons die ouetjies vat vir 8 dae uit. Ons werk gewoonlik op die Nou-kloof, gewoonlik 'n redelike tawwe roete. We had to carry a bag, I don't know, plus minus 25 kilograms on my back, walking 25 kilometers a day. So that was a tough part. And then there was a day where we went off chains. Now that just took out the fear out of me. I didn't even know anymore. But then it was a good experience. Besides the bag and the walking part. Yeah, a lot has changed. Like after the hike, a lot has changed. And like throughout the hike, I learned like to communicate with others. Cause the first day when we started hiking, like they asked us who wants to be the leader, the first leader. Then I was like, okay, let me just take it up, and I decided to be the first leader. So yeah, I enjoyed I enjoyed the process of being a leader because I never experienced it. So I had to tell my fellow mates what to do, when we have to rest and that kind of stuff. Wilderness therapie is 'n program wat jong mense bedien, youth at risk soos hulle in Engels sal sê, wat problematiese gedrag toon en wat as 'n mens die problematiese gedrag kan ontrafel en die wortel daarvan kry en die kind help om die gedrag te los en te verstaan, dan kan hy dalk in die skool beter presteer. Die ingryping doen ons deur middel van 'n avontuurstap. So ons is 10 dae met hom besig in 'n tyd, 'n dag se reis na die venue toe, 8 dae se stap en 'n dag se reis terug. Die 8 dae se kos wat ons vir hom gee, die moet hy dan versprei self oor die 8 dae. Deel van die terapie gaan ook oor ondervindingsleer. So as hy nie luister wat ons vir hom sê, hoor hierso, jy moet hierdie kos met jy spasieer, die lekker goedjies wat jy kry en so, spasieer oor die 8 dae en hy eet als in 3 dae op, dan verhard mens maar jou hart en jy sê jammer. Ek het vir jou gesê dit met jou hou vir 8 dae, as jy dit alles opeet en dan by dag 3, dan is dit nou jammer. Dit is die basis van ondervindingsleer en dit is ook die basis van ons terapie wat ons toepas. Ons kyk na 2 tipes probleemgedrag. Die een is die kind wat in Engels sê hulle acting out. So dis die ouetjie wat lawaai maak in die klas en hy skop banke om en hy maak dinge net totaal onbeheerbaar binne in die klas, en dan is die ouetjie wat acting in. Dis die mannetjie wat in die hoekie gaan sit en los my uit asseblief, moenie met my praat nie, ek wil niks met julle te doen hê nie. Ons kyk is hoe hanteer hulle autoriteit oor die algemeen, hoe hanteer hulle autoriteit teenoor hulle juffrouens en teenoor ander leerders, sodat hulle kan inskakel in die omgewing, kan verstaan wanneer hulle moet sak met onder autoriteit en wanneer hulle man moet staan om te sê hierdie is verkeerd of hierdie is reg. Dat hulle 'n stem het, maar dit nie moet misbruik nie basies. So een van die interessante metings wat ons het is soos gehoorsaamheid in die klas. Dit gaan gewoonlik na die stap drasties, is daar 'n drastiese verbetering in gehoorsaamheid in die klas. Ja, as 'n jong man gewees saam met 'n leeupoldgroep waarmee ons gestap het. En gedurende die stap het ons eendag so rondom die vuur gesit en met die kinders gesels. Ons noem dit circle time, wat elke ou dan 'n kans kry om so
sê wat hy ondervind en wat hy ervaar op daai stadium. En Sean het vir my gekyk en gesê, "Hoe men, jy is die naaste aan 'n pa